Goeiedag en welkom by ons aanlyn boodskap. Dis vir ons so awesome dat jy inskakel en saam met ons groei en ek wil net vir jou sê, as jy ver, vir ons is jy naby. Jy's nie net 'n persoon op 'n skerm nie, jy is werklik deel van ons gemeente. En ek wil graag net 'n getuienis of twee met jou deel met 'n paar mense wat die laaste ruk wat ons met te doen het, wat deel is van ons aanlyn gemeenskap en van hulle kyk nou vandag hierdie boodskap. Ek het die voorreg gehad om 'n boodskap te kry van iemand wat in Witbank sit en hulle kind wil toewy en al die pad van Witbank af Klerksdorp toe gery het om hulle seentjie te kom toewy en hulle is deel van ons aanlyn gemeenskap. So as dit iets is wat jy in jou hart het, asseblief reik na ons toe uit. Dit sal vir ons so groot voorreg wees om dit saam met jou te kan doen. Maar saam met dit het ek die voorreg gehad om hierdie naweek wat verby is by 'n koffie expo in Johannesburg te wees. En terwyl ek besig was om koffie te maak, dit is my hobby en ek was besig om koffie te maak vir mense en die mense agter die skerms, agter die koffiemasjien sê, dis ons pastoor hierdie. En ek kyk op en ek ken hierdie mense van geen kant af nie en hulle stel hulle self toe aan my voor en sê, hoorie so, jy ken ons nie, maar ons kyk elke liewe Sondag hier uit Johannesburg uit, kyk ons julle preke en ons is deel van die aanlyn familie. En so dis vir my ongelooflik om te sien die impak wat ons aanlyn dienste het in Johannesburg, 50 km aan die kant Botawil met mense wat 'n rivierhuis daar het en 'n rivierbesigheid het vir visvang. En hulle elke liewe Sondag kyk hierdie mense ons boodskap en jy is een van daai mense. En so ek wil vir jou sê, dit is vir ons 'n voorreg om jou deel te hê van ons gemeente. En as daar enigiets is wat jy gebed voor nodig het of enigiets wat jy meer van wil weet, stuur vir ons 'n boodskap en ons sal na jou toe terugkom, want jy is vir ons belangrik. En dan saam met dit, ons wil graag hê jy moet die preek saam met ons volg. So in die beskrywing van hierdie video kan jy op YouTube gaan klik en daar sal die link wees wat jy kan klik wat jou vat na 'n plek toe wat jy vandag se notas saam met ons kan volg en dan groei jy saam met ons. Dankie dat jy deel is en geniet die preek. Ons is hierdie week in week 2 van die reeks Wees stil, word stil. Ons het laasweek gesels oor wees stil en weet ek is God. En ek het laasweek vir jou 2 Hebreëse woorde geleer. Kan enigiemand die eerste woord onthou? Enigiemand? Jaden, wat? Rafa. Jaden, ek gaan vir jou koffie na die tyd koop. Okay. Uit die woord van die suigeling kom die waarheid, sê die woord. Rafa. Okay. Ja, ek is so trots op jou, Jaden. Wel dan. Okay. Enigiemand, wat was die tweede woord? Ja, die kinders, ons het leer by die kinders. Rosel, waar is jy? Ek moet sien ek vir Rosel die iewers. Rosel, jy doen goed met hierdie kinders al by die kinderkerk. Hoor, kan ons vir Rosel 'n lekker handeklap gee? Wat so great doen. En hierdie 2 woorde is die woorde word stil en weet. En dit is hierdie gedagte van ek laat gaan en ek sê, Here, ek vertrou op U, ek wil U werklik ken. En so laasweek was wees stil en weet, gebaseer uit Psalms uit. En soveel van julle het vir my 'n boodskap gestuur en gesê, jy weet nie wat hierdie vir my beteken het nie. En ek wil net een van julle deel dat daar's 'n vrou in ons gemeente vir wie ons verskriklik lief is. Sy woon Bybelskool ook by en sy stuur vir my Sondagmiddag 'n boodskap en sy sê, toe my man oorlede is, toe die Here vir my hierdie skrif gegee. En hierdie skrif het my en my seentjie deurgedra. En so, ek vertrou vanoggend sal die Here weer kom werk net soos wat hy laasweek het en dat jy vanoggend sal Rafa en Yada. En iemand sê laasweek vir my die manier hoe hulle dit gaan onthou is Rafael Nadal, Rafa Yada. Ek weet nie of jy in Wimbledon kyk op hierdie oomblik nie, maar so vandag wanneer ons praat oor wees stil en luister. Ouers sê vir jou kinders, wees stil en luister. Wie van julle sukkel om te luister? Die mense wat nou nie hulle hand opgesteek het, nie geluister, jy gaan weer die vraag vra. Ek dink ons as mensdom sukkel om te luister. Ons hou daarvan om te praat. Ons hou daarvan om ons eie stem te hoor, al sal ons dit nooit herken nie. Maar ons hou daarvan om die praatwerk te doen, maar ons hou nie altyd daarvan om te luister nie. En wanneer ons luister ons dikwels om te antwoord en nie om te hoor nie. En daar's 'n verskil. Amen, enigiemand. En ek dink met God is dit dieselfde en ek dink ek het al hierdie gedeel, maar waar die gedagte van luister werklik vir my 'n realiteit geword het, is so, ek dink is so 8-9 jaar terug, sit ek in 'n Pinksterdiens, soos 'n paar weke terug het ons Pinkster gehad, toe Emile Steyn kom bedien het, en ons sit in 'n Pinksterdiens, en die ou wat die oggend kom bedien, kom gesels met ons, en hy kom praat met ons oor hoe om God se stem te hoor, en dis nou eintlik waar ek vanoggend met jou wil praat, is werklik om te hoor wat God vir my en jou wil sê. Maar hy kom die oggend en hy kom praat eintlik oor gebed en hy sê, wanneer ons in gebed ingaan, dan praat ons. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Ons bid die Onse Vader. Ons kom en ons sê, Here, hier is my daaglikse behoeftes. Ons praat en ons praat en ons praat. En dan, as ons klaar gepraat het, dan sê ons amen, ons loop weg en ons begin ons dag.
En hy maak hierdie opmerking, sy naam is André Bronkhorst, hy maak hierdie opmerking, hy sê, die Christene is van die ongeskikste mense wat hy al ooit ontmoet het. Hy sê, want hulle praat, en dan voordat God kan antwoord, loop hulle weg. Is dit nie so nie, Chappie? En ek wil vandag vir jou sê, dat ek dink baie van ons is dikwels in daai selfde situasie, ons is ongeskik teenoor God, ons praat met hom, en voordat ons kan terughoor wat hy vir ons wil sê, loop ons al weg, en ons begin met die volgende ding. Nou, ek wil jou vandag vat na 'n skrifgedeelte toe waar Jesus kom wys dat, en ek wil hierdie stelling van die begin af maak, vir my en jou om 'n disipel te wees, en 'n disipel beteken eenvoudig dit, ek loop in die voetspore van Jesus. Dis ons jaarskrif uit 1 Johannes uit wat sê, dat hy wat sê dat hy werklik in Jesus glo, sal self die dinge doen wat hy gedoen het. En so daarom die ritmes van 'n disipel is, wees by Jesus, word soos Jesus, en doen wat Jesus gedoen het. En dit is wat ons hierdie jaar probeer bereik, en dit is wat ons as gemeente wil bereik, is om by Jesus te wees, om te word soos hy, en dan eventueel in die wêreld te gaan doen, in ons gesinne, in ons werksplekke, in ons huwelike, in ons ouerskap te doen wat hy gedoen het. En vir ons om dit te doen, moet ons kan hoor wat hy sê. Ek dink aan die stelling wat Moeder Teresa gemaak het. Nou as jy nie weet wie Moeder Teresa is nie, Moeder Teresa was hierdie ongelooflike vrou, sy was 'n non gewees, is die Here geglo, ongelooflike werk gedoen vir die Here, veral onder die gebrokene en die uitgestotene. En mense het na gekyk en gesê, hulle beleef Jesus en Moeder Teresa se lewe, en hulle kom eendag by haar en hulle sê, Moeder Teresa, wanneer jy bid, wat vra jy, wat sê jy vir God? En sy sê, ek sê niks, ek luister. En dalk is dit vanoggend nodig dat ek en jy weer op 'n plek sal kom wat ons sê, Here, ek wil luister. En so daarom wil ek vanoggend kom en ek wil jou vat na Johannes 10 toe. En Johannes 10 is hierdie baie bekende skrifgedeelte waar Jesus besig is om te praat. En ek gaan vir julle lees vanaf vers 1 tot 10 en ek lees vanoggend vir julle die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê hierso, ek verseker julle, iemand wat nie deur die skaapkraal ingaan nie, maar deur van die ander kant af oorklim, is 'n dief en 'n rower. Iemand wat egter deur die hek toegang verkry, is die herder van die skape. Nou, net gou vinnig. Wat Jesus hierna verwys is, hy's besig om met geestelike leiers te praat, en hy sê vir hulle, julle probeer allerhande maniere kry om na God toe te gaan. Hy sê, maar daar is slegs een manier om na God toe te gaan. Ons het dit vanoggend gesing in ons eerste liedjie, hierdie uitnodiging. En dit is dat Jesus is die enigste weg na die Vader toe. En Jesus is hier besig om die stelling te maak, jou goeie werke gaan jou nie hemel toe bring nie. 'n Godsdienstige leier gaan jou nie hemel toe bring nie. Jou eie gebede gaan jou nie hemel toe bring nie. Die enigste weg na die Vader is deur Jesus Christus. Dis wat ons as gemeente glo. Glo jy dit? Jesus is die weg na die Vader, en dis die stelling wat hy hier maak. Hy sê, vir hom maak die hekwagter oop. Jesus sê hierso, hy sê die hekwagter, dis God. Hy sê, as jy saam met die herder loop, hy sê, dan maak hy vir jou oop om in te kom. Hy sê, vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister. En nou as jy jou Bybel het vanmôre, onderstreep, highlight, omkring daai woorde. Die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle name en hy lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape na buite gelei het, loop hy voor hulle uit en die skape hou aan om hom te volg, omdat hulle sy stem ken. 'n Vreemdeling sal hulle glad nie volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle nie die vreemdeling se stem herken nie. Hierdie beeld het Jesus vir hulle vertel. Hulle kon egter nie insien wat hy vir hulle wou sê nie. En toe het Jesus weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Jesus sê, ek is die een. Hulle moet my stem ken. Hy sê, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie op hulle reageer nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy beslis verlos word. Hy sal ingaan en uitgaan en groen weiding kry. Die dief kom vir niks anders as om te steel, te slag en te verwoes nie, en te vernietig nie. Ek het gekom, sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig kan hê. Jy sien, Jesus kom hier en hy leer vir ons 'n beginsel van wat dit beteken om Jesus te volg. As ek vanoggend hier 'n steekproef moes doen, 'n toets moes doen, en ek moes vra, hoor hierso, wat sal jy sê is die definisie van iemand wat 'n volgeling van Jesus is? Wonder ek, hoeveel van ons sou gesê, dis iemand wat Bybel lees? Is iemand wat tiende betaal?
Dis iemand wat die armes help. Dis iemand, en al hierdie goed is goed. Maar Jesus sê, die definisie van iemand, wat 'n volgeling is, wat hy is my herder, as ek soos Psalm 23 vandag kan kom, en kan kom sê, die Here is my herder, dan sê hy, hierdie is hoe jy weet dat God jou herder is. Jy luister na hom. Ek wil vanoggend hierdie vraag vir jou vra, luister jy na God? Het jy op jou lewe al in 'n plek gekom wat jy stil word, soos wat ons laasweek gepraat het oor Rafa en Jada, en gekom het en gestil gesit en gesê het, Here, hier is ek. Ek wil die geraas van die wêreld een kant toe skuif, en dan nie net stil geword het nie, jy het gesit en jy het gesê, okay, Here, praat, u dienaar luister. Dis my een van die mooiste goed, is Samuel as 'n jong man in die tempel, gaan sit hy daar en hy verwar die stem van die Here met die profeet Eli, en hy gaan na Eli toe en hy sê, Eli, jy het my geroep, en Eli sê, nee, ek het jou nie geroep nie. Die tweede keer sê Eli, die tweede keer praat die Here met Samuel, en hy sê, Here, hy kom en hy sê, Eli, hier's ek, en Eli sê, ek het jou nie geroep nie, en Eli besef wat gebeur, en hy sê, as die Here weer praat, dan word jy stil, en dan sê jy, Here, hier is ek praat, Here, u dienaar luister. Mag dit vandag die hartpostuur van elkeen van ons wees, wat hier luister, aanlyn luister, waar ook jy luister, is dat ons sal kom elke oggend, en voordat die geraas van die wêreld vir ons klomp goed kom sê, of ons verlede 'n klomp goed wil kom sê, en ek gaan nou iets sê oor stemblokkers, maar dat ons sal kom en sal sê, Here, hier is ek, u dienaar, praat met my. Here, ek wil luister wat u vir my wil sê. Jy sien, en Jesus kom hier, en hy sê hierdie ding, en hy sê, die definisie van 'n disipel, is iemand wat hoor wat God sê. Nou, ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit een van die wonderlikste goed, is dat die skepper van die heelal, die een wat alles gemaak het, die een wat weet wat môre gebeur, wat in gister was, selfs toe ek gister nie verstaan het nie, die een wat weet wat se foute ek nog gaan maak, die een wat sy lewe neergelê het vir my, hy kan nie net met my praat nie, hy wil met my praat. Wie's bly daaroor? Is dat God met jou wil praat? Ek sien, God spreek in jou lewe in. En daarvoor is ek dankbaar, is dat ons kan vandag kom en sê, Here, hier is ek, u dienaar. En ek wil luister. Jy sien, want wat Jesus hier aan my en jou kommunikeer, deur Johannes 10, as hy kom praat oor verhouding. Hy kom sê, dit is, hy sê so, die herder praat en die skape volg. Die herder lei en hulle gaan waar die herder gaan. Jy sien, wanneer ek en jy luister na wat God vir ons sê, dan lei hy ons in keuses in hierdie lewe. Ek kan vanoggend hier met julle deel, dat toe ek my vrou moes vra om met my te trou, ons was nie baie lank saam gewees nie, maar hier het ek gesien hoe die Here my gelei het, en ek het die, wat gebeur het, sy is nie vanoggend hier nie, sy kuier bietjie by haar ma in Middelburg, en ons was by daai einste huis in Middelburg gewees, en ek het al gesien die aand, en ek gedink, wow, ek wil die res van my lewe om jou spandeer, maar hier is iets wat baie mense nie weet nie, sy is 4 jaar ouer as ek, sy lyk nie so nie, maar sy is 4 jaar ouer as ek, en my vrou is een van die mense, sy Facebook stalk jou, is daar enige Facebook stalkers hier vanmôre, kan ek net gesien, is in die kerk, is veilig, is enigiemand getroud met 'n Facebook stalker, steek net gou op jou hand, ja, as het so gedink, is meer as wat ons gedink het. En so toe ek Jeannie, ek het al by die kerk ontmoet, want ek glo dis die beste plek om iemand te ontmoet, en ek was 'n jeugleier gewees. So wat gebeur het, ek wil julle graag hierdie storie vertel, is dit was 'n jeugaand gewees, en ek het van Zenien af gekom, en ek is 'n onderwyser by HTS Middelburg, en toe ek nou by die skool kom, toe het ek nie dadelik in die kerk weer betrokke geraak nie, ek het gedink, ek het nou lank genoeg gedien by die kerk, so ek gaan bietjie afvat, en die jeugpastoor by daai gemeente in Middelburg kom toe na my toe en sê, Marius, jy het nou lank genoeg afgevat, die Here het vir my gesê, jy moet begin volunteer by Inside Out, die jeugbediening. En ek is van, ek het geweet dit kom. En in daai seisoen gaan ek en ek begin toe volunteer. Ek kan nie die eerste aand net gaan volunteer. Die Quentin, die jeugpastoor sê toe vir my, Marius, hier's wat ons wil doen. Ons gaan 'n worship aand hou by die jeug. Maar ons het die hele kwartaal gepraat oor hoe hanteer jy ander mense. En so die tieners ken jou nie goed, die veral nie die tieners van die ander skool nie, die groen skool nie, jy's nog 'n student, jy's nog maar 2-3 maande hier, hulle gaan jou nie herken nie. So ons wil jou vra om jeug toe te kom, maar wat ons wil doen is, ons wil jou aantrek soos 'n boemelaar. Ons wil jou aantrek soos iemand wat op die straat was, en wat ons gaan doen voor die tyd is, ons gaan jou met drank gooi, dat jy moet stink. En ons wil kyk hoe die tieners jou gaan hanteer. Julle, dit was so awkward.
Nou daag ek hier aan daarop, die worship het al begin, nou daag ek daarop, hulle gee vir my ou vuil klere om aan te trek, ek trek die ou vuil klere aan, en ek kan nogals act as ek moet die dag, en ek trek toe na die ou vuil klere aan, en die meisie wat my nou toe help om hierdie ou klere aan te trek, sy naam is Jeannie Botha. En toe sy my aantrek, toe dink ek, ja, eendag gaan jy my ook aantrek, jy weet, ja. En Jeannie het toe nou OBS, en ek sê, nee, Here, ek wil nie dit in 'n vrou hê nie. Gooi my toe nou met die OBS, en ek ruik soos drank, en ek gaan staan nou tussen die tieners, en jy weet, en ek loop net in, en om te kyk wat die tieners se reaksie was, en dit was eintlik toe so mooi, soveel van die tieners het gekom en hulle hande op my kom sit en vir my gebid. En so dit was die doel gewees van die aand. En toe die aand nou verby is, toe sê hulle, hey, hoorie julle, hierdie was nie eintlik 'n boemelaar nie, dis Marius, hy's een van ons nuwe jeugvolonteërs, hy gaan hier by die jeug volonteer. En toe na die aand nooi Quentin my en die ander volonteërs om saam te gaan kuier. En ek ontmoet toe vir Jeannie. En ek sien hierdie vrou, en ek kom toe pas uit 'n verhouding uit wat nie gewerk het nie, en ek onthou, ek het die 2 aande voordat ek by hierdie jeuggeleentheid 'n volonteer geraak het, het ek in my kamer gesit en huil en gesê, Here, ek is alleen, stuur vir my 'n vrou, maar Here, die volgende vrou, laat dit my trouvrou asseblief wees. En ek bid dit. En 2 aande later is ek by hierdie jeugaand, en ons gaan kuier na die tyd by die pastoor se huis, en ons almal drink sop, en eet, ek drink nie sop, ek het net broodjies geëet, en ons eet broodjies, en ons kuier daar saam, en ek sien hierdie meisie, en ek is soos, wow, sy is regtig mooi, en ek love haar waardes, en ek gaan huis toe daai aand, en ek sê, Here, as sy die een vir my is, Here, asseblief, laat hierdie ding net gebeur, en ek bid dit, en ek luister hoe die Here met my praat, en die Here sê vir my wat om te doen, ek luister, en nou is ons 12 jaar getroud met 2 kinders saam, en dit het gekom as gevolg van die feit dat ek geluister het, die Here het my gelei na hierdie meisie toe, want ek het geluister wat hy vir my gesê het, ek het geluister toe hy vir my sê, Marius gaan volonteer, ek staan vandag in die bediening omdat ek daar ja gesê het, as ek nie daardie dag ja gesê het en gesê het, ek sal soos 'n boemelaar aantrek en gooi my met OBS nie, was ek heel moontlik nie volgende hier besig om die woord van die Here te verkondig nie, ek het geluister, en die Here ek het gedoen wat hy vir my gesê het, en dit is waar vanoggend gaan, want ons word nie net stil en luister nie, ons leer sy stem so ken, en wanneer ons sy stem leer ken, dan tree ons op dit wat hy vir ons sê. En dis waar ek vanoggend bietjie met jou wil gesels, en so, ek wil teruggaan na Johannes 10 toe, hoor hy sê so, hy roep sy eie skape op hulle name uit. Jy sien, God praat in geheel, maar God praat ook individueel. Ek wil vandag vir jou sê, daar's van julle wat vandag hier sit, dat die Here wil vir jou iets spesifiek sê, maar jy het nodig om stil te word en te luister, en te sê, Here, hier is ek. En onthou weer eens, die hele doel van hierdie jaartema voetspore, om in die voetspore van Jesus te loop, is ons vra die vraag, as Jesus nou in hierdie tyd 2026 geleef het, en hy was in my familie gewees, en hy was in die posisie wat ek in was, hoe sou hy geleef het? En dis waarna ons luister, is nie net, Here, hoe kan ek vinnig geld maak, of hoe kan ek uit skuld uitkom, of Here, hoe kan ek populêr word, of suksesvol wees nie, dis nie waarna ons luister nie, ons kom en ons luister en ons sê, Here, wat wil U vir my sê, hoe moet ek my lewe leef? Here, hoe wil U hê moet ek 'n pa wees? Hoe wil U hê moet ek 'n ma wees? Dis waarna hy ons uitnooi, maar hy roep jou op jou eie naam. Hy ken al sy skape. Jy sien, God ken jou persoonlik. Is dit nie ongelooflik om te weet dat die een wat die sterre word gebore deur net die feit dat hy praat, hy sê jou naam. Inteendeel die woord sê dat toe jy nog in jou moeder skoot gevorm is, het hy jou al geken. Hy het jou gemaak. Hy weet van jou verlede, hy weet van jou foute, hy weet van jou bekommernisse, jou tekortkominge, maar hy sê, jy is myne. En hy wil met jou praat. En hier is die realiteit, ons familie, is as ek en jy nie hierdie verstaan nie, dan gaan ons God nooit nader uit 'n persoonlike verhouding uit nie. Jy sien, as ons dink dat God sit daar bo en hy's kwaad vir ons en hy wil niks met ons te doen hê nie, dan gaan ons nooit in verhouding met hom staan nie. Maar wat ek lees uit Johannes 10 uit en soveel ander gedeeltes in die woord, is dat die uitnodiging van Jesus Christus aan my en jou, is om in 'n persoonlike verhouding met hom te staan. As jy in 'n verhouding is, waar net een persoon praat, is dit nie 'n gesonde verhouding nie. Stem enigiemand saam? Dit moet 'n verhouding wees waar daar gepraat word en geluister word. As ek dikwels met huwelikspaartjies sit en ek doen berading met paartjies wat deur moeilike tye gaan, dan kan ek dikwels sien, is een wat praat en een wat net stil bly. En die een wat praat is gewoonlik die een wat nie luister nie, en die een wat luister is gewoonlik die een wat nie praat nie. Jy het nodig om albei te doen, jy moet praat en jy moet ontvang. Jy moet kan luister. En so daarom net 'n huwelikstip, hierdie is nie eintlik deel van die boodskap vandag nie, maar as jy in 'n huwelik staan met iemand, luister.
Luister na die ander persoon. En nie luister om te antwoord nie. Ja, maar kom ek sê nou vir jou. Nee, luister om te hoor. En ek dink baie keer met God is dit dieselfde. Ons het nodig om te luister, om te hoor wat God vir ons wil sê. Nie net luister om te sê, ja Here, ek weet U sê ons moet disippels maak, maar Here, ek is 'n introvert. Moenie net luister om te antwoord nie. Luister om te hoor, want hy ken jou persoonlik. Hy weet waartoe jy in staat is. Hy het jou geskep. Hy weet waar jou perke is. En ek dink dis hoekom Paulus die opmerking maak. Hy sê ek kan alles doen deur Christus wat my die krag gee. Nie oor ek great is nie. Inteendeel, 'n ander plek sê Paulus, juis wanneer ek swak is, dan is hy sterk. God ken jou tekortkominge en hy gaan jou partykeer vat in plekke toe wat jy nie kan nie, maar hy kan. Jy sien, want dis wat wanneer hy praat, dan sê hy vir jou, vertrou my. Vertrou my, ek het dit in die verlede gedoen, ek kan dit weer doen. Jy sien, die skape ken sy stem. Hulle luister na sy stem. En hierdie gedagte van om na God te luister is nie 'n Nuwe Testament idee nie. Hierdie gedagte van om na God te luister, kom eintlik, dis 'n baie groot beginsel in die Joodse kultuur. Die Jode het hulle ding 'n woord, ek gaan nou vanoggend vir jou 'n derde Hebreëse woord leer, en dis die woord Shema. So sê gou vir die persoon langs jou, Shema. Shema. Okay? So ons het nou 3 Hebreëse woorde geleer. So aangaan, dan gaan ons nog 'n paar leer, né? Shema. Ek wil jou vat na Deuteronomium 6 toe, want dit is die gedeelte as ons praat oor Shema, dan gaan ons na Deuteronomium 6 toe. En sê in Deuteronomium 6 vers 3 tot 5. Hier is net nadat God die 10 gebooie gegee het. Hy sê luister. Nou daai woord luister daar is die Hebreëse woord Shema. Nou sê dit gou vir die ander persoon wat jy nou die tweede voorgesê het. So jammer, is my tweede keuse, maar Shema. Nee, ek het nie gehoor jy sê vir die persoon jammer nie. Jammer, is my tweede keuse, Shema. Okay? Shema. Nou Shema beteken luister. So dit sê Shema noukeurig daarna Israel, dat jy dit kan doen sodat dit met jou goed kan gaan en jy baie kinders kan hê. Hier's 'n belofte. As jy sal luister, en ek gaan nou praat oor, want die woord luister val eintlik so klein bietjie plat in ons taal. En in Hebreëus is die woord soveel meer beteken as hierdie woord Shema. Maar hy sê as jy sal Shema, dan sal dit met jou goed gaan en die Here sal vir jou voorsien en jy sal baie kinders hê. Die Here God het aan jou voorouers 'n baie vrugbare land beloof. Luister, weer eens daai woord Shema Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Nou Lance, sit gou vir my, of John Ray, sit gou vir my die definisie van Shema op die bord. Hierdie is in die Strongs, dis 'n konkordansie, dis 'n vertaling wat vir ons in ons vertaal sê. So, daar's die woord Shema. Jy spreek hom so, Shema, okay? En dit beteken, jy kan vir my na die volgende een toe gaan asseblief, John Ray. Dit beteken, in Hebrew thought, Hebreëus oor hierdie ding, it simply means to listen attentively. Jy weet wanneer jy met jou kinders praat en sê, jy moet nou luister. Jy moet nou aandag gee, my kind. To listen attentively. To pay careful attention. To understand. En hoor hierso, to respond appropriately. To obey. Unlike English, Hebrew does not separate hearing from obeying. If someone truly shemad, they acted on what they heard. Hoeveel keer hoor ons wat God sê, maar ons doen dit nie. Ek dink aan die gedeelte wat ek nou met jou gedeel het, en dis nie eintlik in my preeknotas, maar Matteus 7, wat Jesus kom en hy sê, wie luister na wat ek sê en dit doen, sal wees soos 'n verstandige persoon wie sy huis op die rots gebou is. Maar wie wat hoor wat ek doen, hoor wat ek sê en dit nie doen nie, sal soos 'n dwaas wees wie sy huis op die sand gebou is. Jy het die regte inligting, maar jy tree nie op daarvan uit nie. God se uitnodiging aan my en jou is dat wanneer ons Rafa en ons Yada, dan kom ons en dan sê ons ek kom hier so en ek luister om te doen. Nie net luister om te luister nie. Ek luister om te doen. Is dit die tipe houding waarna jy toe na die woord van God toe gaan? Wees stil en Shema. Luister, maar doen. Ek dink die persoon wat die meeste frustreerd hiermee is ouers. Wat jy vir jou kinders sê om iets te doen, en hulle hoor en hulle doen dit nie. Of hulle hoor en hulle doen dit wanneer hulle dit wil doen. Is dit net in ons huis of gaan dit in ander huise ook so? Ouers, ek sien die pyn in daai hande.
Zaan, ek sien jou, ons sal na die tyd met Jaden praat, hy is ten minste in die kerk. Maar ons het nodig om op 'n plek te kom wat ons vir mekaar sê, dat so frustreerd soos wat jy as ouer raak, wonder ek of God partykeer na ons kyk en sê, ai my seun, ai my dogter, plaas het jy net gedoen wat jy gehoor het. Ek weet jy het gehoor, ek het gesien jy het gehoor, ek weet alles, ek weet jy het my gehoor. Maar as gevolg van omstandighede, as gevolg van jou vrees, as gevolg van mense se opinies, het jy nie dit gedoen nie. Ek gesels ander dag met 'n vrou hier in ons gemeente. En ons het vroue woordskool die een oggend. En haar kinders is hier, maar 'n skool. En ek verstaan nie hoekom sal kinders hier nie, en ek vra vir haar, hoorie so, is jou kinders siek? En sy sê vir my, nee, ons kinders is nie siek nie. En sy sê, kom ek vertel jou getuienis. Die Here het met ons gepraat om ons kinders te homeschool. Hy het gepraat, ons het gehoor en ons het gedoen. En ek vra toe vir, was dit vir jou moeilik? Sy sê vir my, ja. Sy sê, want ek het soveel vrees gehad, want ons is soveel anders as die kultuur. Nou moenie vanoggend sê, Pastoor Marius het gesê, ons moet al ons kinders homeschool. Dis glad nie wat ek vir jou sê nie. Okay? Moenie woorde in my mond sit nie. Dis wat die Here vir hierdie gesin gesê het in die seisoen wat hulle in is. Ek wil vanoggend vir jou vra, as die Here jou vra om iets te doen wat heeltemal anders as die kultuur is, sal jy bereid wees om dit te doen? As die Here vanoggend vir jou sê, my seun, my dogter, ek wil hê jy moet 'n beraader gaan sien. Nee, ek beraader sien. Ek sal eerder self met 'n deal. Die Here het gepraat, gaan jy shema of gaan jy net hoor? Jy sien, want dis die verskil tussen ons moderne verstaan van luister en die Hebreëse verstaan van luister is, die een is net ek hoor, die ander een is ek hoor en ek doen. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons het 'n verantwoordelikheid, as ons die manne en vroue wil word, die volgelinge van Christus wil word, wat ek en jy geroep is om te wees, het ons nodig om te kom en te sê, Here, ek wil soos Deuteronomium 6, wil ek shema. Of soos Matteus 7, ek wil shema. Here, ek wil hoor en doen, want ek wil 'n verstandige persoon wees, wie se huis op die rots gebou is. Want dikwels wat sal gebeur is, as ons nie luister na God nie, dan luister ons na ons hart. En ons het 'n interessante skrifgedeelte in die Bybel oor die hart, wat ek graag vanoggend met jou wil deel. En hierdie gedeelte is in Jeremia. En kan dit vir my opsit daar asseblief, Jean-André? En hoor wat sê Jeremia 17 vers 9. Die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? En as jy vers 10 gaan lees, sê dit, ek die Here weet hoe sleg dit is. Ek volg net my hart. Nee, poppie, jy moenie in daai verhouding ingaan nie, want jy volg alweer jou hart en nie die stem van die Here nie. Wanneer ons op 'n plek kom wat ons na onsself luister, nie na God luister nie, dis 'n vorm van trots. En as jy nie amen sê nie, sê nou maar eina. Want as ek na myself luister en doen wat ek wil doen in plaas van om te luister en te doen wat God sê, dan maak ek dit oor my en nie oor hom nie. Dan kan ek nie shema nie en dan bou ek my huis op sand en nie op die rots nie. En weet jy wat is die mooi belofte van Matteus 7, wel nie mooi nie, moeilike belofte, is daar gaan storms kom ongeag wat se kant jy bou. As jy luister en doen wat die Here vir jou sê, gaan daar nog steeds storms kom. Ek kan nie vandag hier voor jou staan en 'n belofte maak dat as jy sal luister en doen wat die Here vir jou sê, gaan alles net oukei wees en jy gaan nooit deur moeilike goed gaan nie. Ek was hier vir my beste vriende se Paasvrydag begrawe. En hulle het geluister en gedoen wat die Here gesê het. Hulle het hom gaan salf, hulle het vir hom gebid en nog steeds is hom hier nie oorlede. Hier's mense in ons gemeente wat ek vir jou stories kan vertel wat geliefdes afgestaan het aan die dood, maar hulle het geshema. Hulle het op die rots gebou. Weet jy wat is interessant? Daai mense staan vandag nog. Want hulle het gebou op 'n fondasie wat die storm kan deurstaan. Maar as van ons lewe voeter uit mekaar uit. En dan vra ons, hoekom? En dan sê God, want jy het nie geshema nie. Jy het nie geluister en gedoen dit wat ek vir jou gesê het om te doen nie. En dan bring dit my terug by Johannes 10. En Johannes 10 sê, my skape ken my stem, hulle luister en hulle volg my. Ek wil vandag vir jou sê, die beste definisie van 'n volgeling van Jesus Christus is iemand wat kom en shema. En ons stemblokkers, daar's goed wat God se stem blok in ons lewe, en een van dit is ons eie hart, maar van dit is vrees. Van dit is opinies van mense. Of van dit is eenvoudig net geraas. Jy hoor nie God se stem nie,
Want jy's heeltyd besig om te gaan en te gaan en te gaan en jou lewensritme maak nie plek waar jy by God kan stil sit en sê, word stil, Rafanya daar, sodat ek kan shema nie. Jy sien hierdie twee boodskappe, laas Sondag sin, en as jy nie hier was nie, ek nooi jou, dis vandag op YouTube om dit te gaan kyk. Ek dink as jy hierdie twee boodskappe bymekaar bring, dan maak dit 'n volledige prentjie van hoe kan ek werklik God se stem hoor. Ek kom en ek laat gaan. Ek sê, Here, ek gaan bedaar, soos wat die 83 vertaling dit sê. Here, en ek gaan toelaat dat ek U kan ken, en wanneer ek U ken, Here, luister ek na U. Jy sien, dis die uitnodiging vandag vir my en jou. Dis om op 'n plek te kom en te kom sê, Here, ek wil luister na wat U vir my sê. Hier's van julle, en ek beleef dit nou terwyl ek besig is om te praat, is dat die Here sê, jy moet volgende Sondag hier wees. Maar dan dink jy, ek wil net volgende Sondag bietjie laat geslaap het. Jy weet, ek wil, dit is koud man. Kan ek nie net in my bed lê nie? En die Here sê, hy het 'n afspraak met jou volgende Sondag. Ek vir jou nooi, maak seker jy is hier. As die Here dit vir jou sê, maak seker jy is hier. En partykeer is een van die stemblokkers gemak. Ek staan nie vroeër op nie, want het is 'n lang dag, ek sal vanaand met God praat, en dan kom vanaand en dan praat ons nie met God nie, of ons doen daai ding waar ons in die bed lê, Here, dankie vir die lekker dag. Ek was ook al daar, hoor, kan jy dit sê. En tussen die geraas deur, het ons nodig om stil te word, en te hoor, maar nie net te hoor nie, om te doen. En so as familie, ek wil jou vanoggend uitnooi om te sê, Here, hier is ek. Ek wil werklik U stem hoor. In Johannes 10 vers 27 sê Jesus, en met dit wil ek vanoggend afsluit. Dit sê, my skape luister na my stem. Nou daai woord luister daar is die Griekse ekwivalent van die Hebreëse woord shema, en dit sê, ek ken hulle en hulle volg my. Jesus maak vandag die uitnodiging aan my en jou, is kom luister na wat ek sê. En die laaste skrif wat ek vanoggend met jou wil deel, is Matteus 11 vers 15. En Matteus 11 vers 15 sê, elkeen wat kan hoor, dis jy. Jy moet jou hartpostuur vanoggend op so 'n manier kry om te sê, Here, hier is ek wil luister. Elkeen wat kan hoor, moet goed luister na wat ek sê. En Jesus sê, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om na sy stem te luister. As jy na God se stem wil luister, is eenvoudig. Is nie maklik nie, maar is eenvoudig. Jy kry sy stem in die woord. God sal nooit iets sê wat nie in sy woord staan nie. Hy sal nooit iets teenstrydig sê met sy woord nie. God sal nie vir jou sê, jy moet iemand skei nie, kan ek dit vir jou sê? Want dan beteken dit, God het iewers nie die waarheid gepraat nie. God sal nie vir jou sê, jy moet iemand doodmaak nie. God sal nie sê, jy moet steel nie. God sal nie, want dit is teenstrydig met sy woord. So as jy dink en jy wonder, is dit die Here wat met my gepraat het? Gaan na die woord toe. Jesus self, toe hy versoek is in die woestyn, het hy gesê, daar staan geskrywe. Want alles wat Jesus gedoen het hy gesê, as ek wil weet wat die Vader sê, gaan ek na die woord toe. En van daai fondasie, alles wat dan volg, vloei vanuit daai fondasie, is ek word stil en ek luister. En as dit in lyn is met God se woord, dan doen ek dit. En weer eens, God se woord gaan nooit mense seermaak nie, God se woord gaan mense nader aan hom bring. God se woord gaan mense innooi om nader aan te kom. En partykeer gaan ek en jy 'n moeilike gesprek met iemand moet hê en sê, my vriend, ek is lief vir jou, jy's besig met nonsens. En die Here gaan vir jou sê, daar's 'n vriend wat jy moet bel en sê, kom ons drink saam koffie, jy's nie op 'n goeie plek nie. Partykeer gaan die Here vir jou sê om dit te doen. Ander keer gaan die Here vir jou sê, ek wil hê jy moet op 'n sportsbetting doen. Ander keer gaan die Here vir jou sê, ek wil jy moet op 'n rugby kyk. Shame. Grap. As dit is wat die Here vir jou sê, ek het een van my, inteendeel, Johankie wat volgende Sondag kom bedien, sy pa was my mentor vir 'n lang tyd gewees, en hy was 'n groot Bybel ondersteuner. Shame. En oom Johan Pieterse deel op 'n stadium met my, hy sê, hy was so erg gewees, hy het graasbins op sy knie gehad, soos wat hy TV kyk, en as die ref 'n slegte kom maak, het hy op sy knie gegaan en gesê, ref! Hy sê, dan staan hy op, en toe sê die Here eendag vir hom, jy het van rugby 'n afgod gemaak. Ek wil jy moet op 'n rugby speel. Of John Bevere, die van julle wat weet wie John Bevere is, hierdie internasionale predikant, vertel die storie waar iemand gee eendag, of hy het 'n nice golfstel. En eendag sê hy in stilte tyd en die Here sê, ek wil jy moet jou golfstel weggee. En hy sê, Here, gaan nie vir my 'n nuwe een gee, berei U my voor. En die Here sê, nee, jy het van golf 'n afgod gemaak, gee die golfstel weg. En hy sê, gee die golfstel weg.
As daar enigiemand is wat volgende golfstal wil weggee, my nommer is 08234. Hy sê, ek gee daai golfstal weg, en toe hy daai golfstal weggee, toe was dit aanvanklik moeilik, want dit is iets wat hy love om te doen. En hy vergeet toe van golf, en eendag kom iemand, en hulle gee toe vir hom 'n golfstal, en sê, hoor, ons bless jou met 'n golfstal. Hy sê, dit is asof die Here vir hom gesê het, my seun, jy het dit nie meer afgod gemaak, jy het toe die regte plek in sy lewe gekry. Wanneer ons na God se stem luister, gaan hy partykeer goed wegvat, maar gaan ander keer goed byvoeg. Daar's van julle vandag, wanneer jy na God gaan luister, gaan hy vir jou sê, jy leef alleen. Dis nie goed dat jy alleen is nie, soos wat ek sê in Genesis 3. Dis nie goed dat die mense alleen is. Jy het nodig om vriende om jou te kry, accountability partners om jou te kry. Ons het by die manneoggend, dan challenge ek hulle altyd, jy's nie gemaak om alleen te loop nie. Ja, jy moet jou vrou hê, maar jy moet vriende hê wat jou kol, oor jy met jou vrou praat. Vriende wat vir jou sê, ek weet wat dit is om 'n man te wees, en jy is die man wat God jou geroep het om te wees. Selfs met ons vroue woordskool, Marnel doen so goed daar op Dinsdagoggende, dan sê sy vir die vrouens, wees die vrou wat God jou geroep het, maar daar's vrouens om mekaar wat mekaar aanspreeklik hou. Weet jy om jou? En dalk gaan die Here mense byvoeg. Partykeer gaan die Here goed wegvat, en partykeer gaan die Here goed byvoeg, en ander kere gaan die Here sê, ek wil hê jy moet iets begin. Ek wil hê jy moet sê, ek wil volunteer, daai kaartjie wat jy nou op die stoel het, om te sê, hoorie so Marius, ek het nodig om betrokke te raak, dit brand op my hart, ek moet by die koffieshop 'n volunteer wees. Ons het, kan ek volgens vir julle sê, ons het volunteers nodig by ons koffieshop. As jy kan dromme speel, asseblief kom praat met my of Thys. Ons kort 'n drummer. Ons vertel, dis iets wat ons voorbid, dis iets wat ons die Here voorvra. Ons kort musikante, ons kort klankleiers. Die kerk kan nie funksioneer as jy nie ja sê nie, en daar's van julle die Here sê, jy het 'n talent, maar jy hou dit vir jouself. En wanneer ons luister, dan gaan God praat. En dan kan ek en jy kies, wat gaan ons doen met dit? Gaan ons gehoorsaam wees? Of gaan ons net hoor? En dis vir my die verskil tussen hoor en luister. Luister is vir my 'n beter definisie van Shema. Ek hoor en ek gaan doen. En ek wil jou challenge hierdie week. Maak tyd, soos wat jy laas week tyd gemaak het om stil te gaan net en stil te word. Hierdie week word ek stil, en die tweede ritme is ek luister. Here praat, u dienaar luister. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie vir vanoggend. Ek weet, Here, dat vanoggend terwyl die woord bedien was, het u gekom en u het goed op mense se harte gesit. Ek wil kom vra, mag hulle nie dit uitstel tot môre nie. Here, want dikwels is dit wanneer ons nie Shema nie is. Ons hoor nou en ons dink, ja, môre sal ek begin, môre sal ek begin. Maar Here, dikwels is môre te laat. Mag ons vandag Shema. Mag ons hoor en doen. Here, daai oproep van iemand wat ons moet vergewe, mag ons dit vandag maak. Here, daai commitment tot 'n vriend, mag ek vandag 'n vriend bel en vra, kan ek hierdie week saam met hom koffie drink? Here, daai raak ontslaaf van die drank in jou huis, gooi alles in die drein af, mag dit vandag gebeur. Mag ons dit nie los tot môre nie, Here, maar terwyl u vandag gepraat het, mag ons wees soos die wyse man wat sy huis op die rots bou, ons hoor en ons doen, mag ons gaan, en mag ons vandag gaan Shema. Here, mag ons Rafa, mag ons stil word, die geraas een kant toe skuif, heeltemal onsself afsonder. Here, sodat ons kan kom, ja, daar, om u persoonlik te ken, en dan persoonlik te kan hoor wat u vir ons wil sê. Ek bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.